Die boodskap, Eksodus hoofstuk 36. Bezaleel, Oholiab en al die ander mense vir wie die Here die aanleg gegee het en die kundigheid om die tent te maak, moet dit vir ons bou soos die Here dit wil hê. Te veel boumateriaal. Moses het Bezaleel en Oholiab laat kom en almal wat bekwaam was en daarvoor kans gesien het om die werk te doen. Moses het die boumateriaal wat die Israeliete gegee het vir hulle beskikbaar gestel om met die werk te begin. Die volk het egter aangehou om elke oggend weer nuwe voorraad te bring. Die mense wat die tent maak het toe een vir een van die werk waarmee hulle besig was na Moses gekom en vir hom gesê: "Die volk bring nou meer goed as wat ons nodig het om die dinge te maak wat die Here gesê het." Moses het toe oral in die kamp laat afkondig dat hulle moet ophou om goed vir die werk te bring. Die volk het opgehou om goed te bring. Daar was nou oor genoeg voorraad om die tent te maak. Trouwens, daar het selfs daarvan oorgebly. Die seil bo oor die tabernakel. Elkeen wat kon help het saamgewerk. Hulle het die onderste laag van die dak uit 10 stukke materiaal van fyn linne gemaak, waarin blou pers en bloedrooi draad ingeweef was, en waarop figure met vlerke geborduur was. Elkeen van hierdie 10 stukke was presies ewe groot. Elkeen was 14 meter lank en 2 meter breed. Hulle het op mekaar gepas en daarvan 2 identiese stelle gemaak. Vir elke stel het hulle 5 stukke materiaal op hulle lengte aan mekaar vasgewerk. Hulle het blou lissies al om die buitekant van elkeen van die 2 stelle vasgewerk, sodat daar 50 lissies was wat presies teenoor mekaar was, toe die 2 stelle op mekaar gepas is. Hulle het ook 50 goue hakies gemaak en deur die lissies gehaak, sodat die 2 stelle op mekaar gepas het om een dubbele veld te vorm vir die onderste laag van die tent. Die tweede en derde laag van die tent se dak. Hulle het toe 'n seil van bokhaarmateriaal gemaak om bo die eerste laag van die tent te trek. Dit is uit 11 stukke materiaal gemaak. Al 11 stukke was presies ewe groot. Elkeen was 15 meter lank en 2 meter breed. Hiervan het hulle 2 stelle opgemaak. Hulle het vir die een stel 5 stukke materiaal op mekaar gesit en aan mekaar vasgewerk. Vir die ander stel het hulle 6 stukke gebruik. Hulle het 50 lissies al om die buitekant van elkeen van die 2 stelle vasgewerk, sodat daar 50 lissies was wat teenoor mekaar was. Hulle het ook 50 koperhakies gemaak om deur die lissies te haak, sodat die 2 velle op mekaar een dubbelvel kon vorm vir die middelste laag van die tent se dak. Hulle het ook 'n boonste laag vir die dak van die tent gemaak. Dit is gemaak van 'n laag gelooide ramsvel waaroor 'n tweede laag gebreide vel gesit is. Die houtpanele en hulle dwarslatte. Hulle het ook vir die tent houtpanele uit akasiahout gemaak. Elke paneel was 5 meter hoog en 75 cm breed. Daar was aan elke paneel 2 lasplekke sodat dit aan 'n volgende paneel gelas kon word. Al die panele van die tent het dieselfde gelyk. Hulle het 20 panele gemaak vir die suidelike muur van die tent. Hulle het ook 40 voetstukke van silwer gemaak om onder die panele te sit. Vir die muur aan die oorkant, aan die noordekant, het hulle ook 20 panele met 40 voetstukke gemaak. Vir die koppeneut aan die westekant van die tent het hulle 6 gewone panele gemaak, as ook 2 versterkte hoekpanele. In hierdie muur was daar 8 panele met 16 silwer voetstukke. Hulle het ook die dwarslatte van akasiahout gemaak wat die panele aan mekaar moes hou. Daar was 5 latte vir elke muur. Op die lang kante was daar 5 latte en 5 vir die muur aan die endkant. Hulle het die middelste dwarslat gemaak om op die halwe hoogte dwars oor die panele van hoek tot kant te loop. Hulle het die panele en die dwarslatte met goud oorgetrek. Hulle het ook goue ringe aan die panele vasgesit waardeur die dwarslatte gesteek kon word. Die gordyn wat die tent verdeel. Hulle het ook die gordyn gemaak waarmee die tent in 2 verdeel moes word. Dit is van geweefde linne gemaak waarin blou pers en bloedrooi draad kunstig ingeweef was en waarop figure met vlerke geborduur was. Hulle het 4 akasiahoutpale gemaak en dit met goud oorgetrek. Vir elke regop paal is ook 'n silwer voetstuk gemaak. Vir die ingang van die tent aan die regterkant het hulle 'n gordyn van geweefde materiaal gemaak waardeur blou pers en bloedrooi wol gestik was. Vir die gordyn het hulle 5 regopstaanders gemaak met goue hakies. Die bopunte van die staanders en die gordynstokke waarop daar gerus word, het hulle met goud oorgetrek. Vir elke staander het hulle 'n voetstuk van koper gemaak.